Goedemorgen broers en sisters. Hartelijk welkom in de huis van de Here. Ik vertrouw dat u die dienst samen met ons vanmorgen zal genieten. En dan enige bezoekers wil vanmorgen, dan ook welkom bij VDK Leemtegel. Vanochtend is ons nagmaaldienst. Ons bedien ook aan ons nagmaal aan ons kindertjies en ons gesaante. Morgen is CYM om 7 uur. Alle jonge mensen is dan welkom om samen met ons dan te komen die tijd geniet. Het is baie lekker in die CYM. Vraag van die mensen wat in die CYM is baie lekker. So wees welkom aan te sluiten. Of dit te kom inloeren. Morgen aan om 7 uur. Ons brigade seuns en dokters kom elkaar dinsdag om 4:06. En ons is ook dan ook welkom. En dis net ons jong mense nie. As jy ouer is en jy het 'n passie vir die brigade en jy was ook in die brigade gewees, jy is welkom om weer daai roes te optel. Ons kerkwoord kom mekaar onder om 7 uur. Iemand die wees in die kerk ook toe opgooi. Jy is welkom om aan te kom sy rekord. Ons benodig mense. Benodig stemme. Ons mense raak ouer. Dan kan nie meer so lekker vorentoe gaan nie. So, ons benodig mense om oor te neem en om saam met ons te sing tot eer van die Here. Sondag 4 September, soos 10 offer dienst, is ook dan ons geleentheid om tweede plek te gee van ons broodsgebruik, maar jy het ook die geleentheid om die bederfwerk en leesware na vore te bring vir ons broodsgebruik. Sterk Judas sal dan vir ons sing. Op die kerkvergadering van 20 Augustus is die volgende persone gekies door die aanpas ouderling en die diaken. Ons neem die volgende nagel voor vir die goedkering en vir die voorbidding. As ouderlinge, broer Jan Stoffels, Sister Eleanor Fisher, Sister Jeanette Coetzee, broer Sean Brown, broer David Boonzaier, en as diakens, broer Aldo Skalkwijk, Sister Leah Hendricks, Sister Yolanda Reynolds, vir Richard Majavi, Sister Renee Williams, Sister Vera Skepers, en Sister Francina Bailey. Ons sonskool op die 10 September, routine kerkmiddag om 2 uur hier by die kerk, en die kaartjies is beskikbaar by die personeel. Ons betuig ons meegevoel met die volgende families. Met die Van Riet familie, met die ingaan van Saul van Riet, die rouwdienst van Riet vind plaas woensdag aand om 7 uur hier in die kerksaal. En dan die begrafenisdienst vind plaas volgende Saterdag 3 September om 8:30 uur. Betuig ook ons meegevoel met Sister Diener en familie met die ingaan van haar skoonsister, as ook met broer Toy en familie met die ingaan van sy leef. Maar God die families vertroos en versterk in die tyd van rouw, sodat die Here op sy tyd die wond sal genees. Ons gaan oor tot voorbidding. Volgende naam is voorbidding. Sister Catherine Horen, as ook vir Lensha Arendse, wat in die hospitaal opgeneem is. Kom ons staan en sing die lied aan the God, en wat is die veld en voor. See
Ons getroue Heer en ons hemelse Vader, aan U al die lof, die eer en aanbidding van ons harte, want Here, daar is niemand soos U nie. En daarom, Here, kom by ons laag vanmôre, terwyl ons U troon van genade nader. Here Jesus, omdat ons in alles van U afhanklik is. En daarom kom ons vanmôre en ons kom lê elke sieke voor U troon van genade. Here, U is bewus van elke naam op ons siekehuis. Here, ek wil kom bid vir elkeen wat by die huise, ouer huise, waar ook al siek is. Here, en selfs die wat vanmôre hier is en nie so wel voel nie, Here. Here, ons kom draai elkeen van hulle na U troon van genade. Here, selfs hulle wat na die hospitale gaan. Here, hulle wat gaan vir toetse. Here, ons wil vra dat U vooruit sal gaan. Dankie dat ons weet U is die groot geneesheer. Dat U siekes wil gesond maak. Here, U dit in U woord vir ons bewys, hoeveel siekes U gesond gemaak het. En nog steeds vandag is die krag om mense gesond te maak nog steeds daar. En daarom sê ons dankie vir die wat U reeds gesond gemaak het. Maar Here, wees genadig vir hulle wat nog siek is, Here. Here, wil U by elke sieke bed vertoef, Here. Wil U kalmte gee. Here, U weet ons raak bekommerd, ons raak angstig, Here. Maar Here, na die vrede wat alle verstand te bowe gaan, oor ons elke sieke se harte en sinne die weg hou. Here Jesus, daarom bid ek U seëninge af, op medikasie, op behandeling, Here. Laat U seën daarop rus, sodat ons kan gesond raak. Here Jesus, en so wil ek vanmôre kom bid vir die dokters. Here, seën hulle hande werk, Here. Hemelse Vader, ek kom bid vir hulle wat verpleging by die huise doen, Here. Seën hulle hande werk, Here. Gee verdraagsaamheid, gee geduld. Dis nie maklik om 'n sieke te versorg nie, Here. En daarom is ons gebed, Here, dat U ook vir hulle die nodige krag en sterkte sal gee, Here Jesus. Hemelse Vader, vanmôre wil ons kom dink aan hulle wat 'n dierbare aan die dood afgestaan het, Here. Die wat sukkel om dit te aanvaar, want dit is baie moeilik, Here. U het self geween by die graf van Lazarus, Here. En daarom weet U wat in ons harte aangaan. Dit is so moeilik om te aanvaar, Here. Maar dit wat U doen is wel gedaan, Here. En daarom wil ons nie kom vra dat U sal vertroos, dat U sterkte sal gee. Want U beloof ons in U woord in Psalm 34, U is na by die bedroefdes. En daarom wil ek vra, Here, dat hulle net vir U sal nader, Here, om kalmte te gee, om daagliks nie die trane af te droog, Here. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons op U kan vertrou, want U is getrou. En hierdie dinge bid ons, Here Jesus, nie uit verdienste nie, maar alleen met genade en met baie danksegging. Amen. Goeiemôre, liewe broers en susters. Ons het verneem van diegene wat siek is en wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Vanoggend is ons ook bly vir diegene wat 'n jaar by hulle lewe gevoeg het of hulle huweliksjare. Die name wat ons vanoggend het is Andrew Diener, het die 24ste verjaar. Andrew hier. Andrew het verjaar die 24ste. Sister Gladys Smith, soos ons haar ken, het gister verjaar. Broer Flix
ons vorige poster. Hy is nog steeds fliks. Hy het gister, hy is jaar vandag, en dan Aiden Kloete. Waar is Aiden Kloete? Dit is ook vandag sy verjaarsdag. Sister Rosie Breiners. Met die 22ste verjaar. Broer en sister de Tooi het hulle huweliksherdenking gevier op die 22ste. Hulle was 49 jaar getrouwd. En Mia Kimido. Nog syne in die kamer is het dogtertjie. Of sal ek sê oppas het klein kind. Sy het die 23ste haar eerste verjaarsdag gevier. Enige iemand anders wat ook dalk iets spesiaals gevier het of herdenk het. Ashley, birthday. Today. Now why don't you understand? Okay. Aan die allemaal baie hartelijk geluk, broers en sisters, met die huweliksherdenking, met die byvoeging van jare in die lewe, ons is saam met die Here bly van nog 'n spesiale dag in die lewe. Ons eintlik bly wees met elke dag wat die Here by ons lewe voeg. Die teks wat ek graag vanoggend vir julle gee, Joshua 1 vers 9. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees strong, wees vasberade. Wat is vasberade? Vasberade? Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, don't be afraid. Want ek, die Here jou God, I am the Lord your God, is with you everywhere you go. Ek is by jou vooral waar jy gaan. Baie hartlik geluk aan u almal. Die Here sal ons, die gemeente sal nou soos altyd van u hartlik toesing en terwyl ons vir u sing, kan u net na vore kom vir so 'n klein geskenk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bless the Lord for his goodness and mercy will stand. May he bless you and guide you on heaven's highway. He's a real lovely king. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Bless the Lord for his goodness and mercy will stand. May he bless you and guide you on heaven's highway. He's a real lovely king. Happy anniversary to you. En dan, lieve broers en sisters, wil ek ook graag vanoggend lidmate in ons gemeente verwelkom. Sister Catherine Horing, die eggenote van broer Martin Horing, gebore Swarts. Weens haar gesondheid kan sy nou nie meer in die kerk toe kom nie, maar sy het die begeerte om amptelik lidmaat te wees van ons. Sy was lidmaat by die VGK van Lippie en vanoggend neem ons haar dan ook op in absentie. En dan ontvang ons ook vir Sister Jadine Jacobs, die eggenote van Gareth Jacobs. Van die oomblik die navorige. Sy was is nou al vir 'n geruime tyd ingeskakel by ons gemeente, maar vanoggend word sy ook amptelik lidmaat van ons gemeente. Sy was in die Katolieke Kerk. Daar was 'n leergesprek met haar gevoer en die volgende vraag is dan nou ook al haar vraag en vanoggend gaan sy dit dan ook hier in die kerk voor u as getuie beantwoord. Sister Jadine Jacobs, ten eerste voor u dat die enige God
en dat Jesus Christus u persoonlike verlosser en zaligmaker is. Glo u dat die woord van God die ware en volkome leer van zaligheid is en verwerp u alle leringe wat daarmee toestaan en ten slotte aanvaar u die leer van die Verenigde Gereformeerde Kerk en ook wat hier in ons gemeente belei en geleer word en stel u uself dan beskikbaar om aan hierdie kerk se reëls by te hou en dan ook ten opsigte van die tug en opsig te onderwerp. Wat is die antwoord hierop? Liewe broers en susters, namens die kerk dat die gemeente dan verwelkom het vanoggend vir Sister Jadine Jacobs wat sal inskakel in streek Samaria. Ek vra net vir Sister Kay om net vir haar druk van verwelkoming te gee. En soos gewoonlik. Vandaag gaan ons ook saam die nagmaal vier en ook ons kindertjies gaan ook vandaag saam met ons deel hê, want vandaag doen ons ook die kindernagmaal. So terwyl ons onsself voorberei vir die diens en vir die aangesig van die Here, sal die praise and worship van ons doen.
woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy van die Vader het, vol genade en waarheid. Hy is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En hy is die Seun van God. En julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien, op en af beweeg, na die Seun van die mens. Amen. Liewe gemeente, ek groet u genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Broers en sisters, terwyl ons staan, kom ons loof die Here deur hartlik saam te sing, Psalm 2:8-9. Bly ons dig by die Here in die lig van sy woord, kan ons veilig en vas daarop hou. Hy bly almal naby, wat hom volg waar hy lei, om van harte by glo en vertrou. Liewe broers en susters, vanoggend by die diens van die woord vind ons teksgedeelte in die Evangelie van Johannes, hoofstuk 4, vanaf vers 1 tot 26. John chapter 4, verse 1 to 26. Ons word hier steek Jesreel bygestaan met die skriflesing en die gebed. Broer Warren sal die gebed doen en Sister Hes gaan vir ons die skriflesing. Ons respons op die skrifgedeelte sal wees Psalm 2:7-3, die eerste twee verse. Goeiemôre broer en suster. Dit is nou amper die einde van Augustus, ons vroue maand, waar elke vrou altyd verantwoordelik is vir sy diens, en waar daar nie meer 'n vrou is nie, reageer die man. En ons wil net vir die Here af en sê baie dankie. Die Here vir ons deurgedraai het. Kom ons maak ons oor toe en vra die stem van die Here. I am the way, I am the truth, and I am the light. Hemelse Vader, ons kom in die môre hier om vir U te sê dankie, Here. Waar U ons oor vanmôre opgemaak het, Vader, ons voete van ons bedes afgesien. Here Jesus, waar ons vir ons gereed gemaak het om vanmôre die woord van die Here
ontvang hemelse liefde. Ons wat geloop het, ons het ook gegeven in Jesus. Baie dankie daarvoor. Vader, kom ons vergewe genade vir ons sonde. Ons sal môre doen nie opdraai, Here, wat die woord wat ons gaan bedien, Vader. Want hy net sal sê, so sê die Here, dat hy op sy hart gelê het in Jesus. So kom ons môre, Here, in ons geloof en ons vrees. U wat daar hoog sit en laag sit op die aarde. Here, ons kom bid op môre vir die bediening van die nagmaal. Here, dat die nagmaal uitlik sal kom sien vir Jesus. So Vader, u dat sal met elkeen wat sy lewe vervoek is, Vader. Die jaar wil sy lewe, die huweliks. Bid ons ook vanmôre, hemelse Vader, ons bid vanmôre vir hulle wat siek is, Vader. Selfs die bedroefdes, Here, iets wat ons kan vanmôre gaan. Here, hulle wat u kan daarop reageer, Here Jesus, maar u wat daar hoog sit, u sal daar die wonde op tyd kom genees, hemelse Meester. Daarom kom bid ons, Here, dat u hierdie dag dan 'n geseënde dag sal maak. Vader, genade ons dit vanmôre vir elke diensaksie. Ons dink ook selfs aan ons basaar, Here Jesus, ons bid. Ons ouderlinge, die jager op die hart werk in die wingerde, Vader, vir die verloore skape, Here Jesus. So kom dan hemelse Meester en maak die dag dan 'n geseënde dag. Vader, ons kom bid vanmôre al die dinge, die om dit ons verdien het, die Vader, maar dat ons met die woord sal huis toe sal gaan, self aan het land die pad verandering ook sal gee, hemelse Meester. As dit bid om die heilige naam se wil alleen, met baie danksegging en ons almal sê, Amen. Jesus walks over the miracle. The Pharisees heard that Jesus was guiding and baptizing and more disciples than John. Although it confessed that it was not Jesus who baptized, but the disciples. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given of his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the sixth hour. As a married woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me a drink?" Few Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and you would have given him your loving water." "Sir," the woman said, I have nothing to do with, and the well is deep. Where can I get the living water? You are greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds. Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty, and give to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, You are right where you said you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have received is quite true.
Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Jesus declared, believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father, neither on the mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is for the Jews. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. And they are the kind of worshippers the Father seeks. God's Spirit and His worshippers must worship in spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah, or the Christian, or Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared, I will speak to you and you. So forth. This is the word of the Lord. Once there was an attractive guy. Now, who like an attractive guy for you? This is my man. This is my man. What does an attractive guy look like? Or an attractive person? Hoe lyk 'n aantreklike man of vrou? Wie kan vir my sê? This is my man. My man. So broer Hendriks. That's it. Okay. Okay, so broer Hendriks het 'n six-pack. Hy het 'n mooi lyf. 'n mooi pel, né? 'n man of 'n vrou. Wat nog? Is he bald like me? Yes. Long straight hair. Yes. Okay. Die stryd daar is altyd so. Okay, dit is maar party se persepsie. Né? So daar was die man in die middel van die woestyn. En hy was baie oor sy looks. How he appeared before other people. Maar nou is hy in die woestyn. Hy stap nou al daar. En uiteindelik raak hy moeg. En hy raak dors en die son brand. En het is net nie meer lekker nie. En uiteindelik kom hy by 'n plek waar daar 'n poeltjie water was. En hy is nou al op baie stadium wat hy nie meer loop nie, hy kruip. En toe hy by die poeltjie water kom, maak hy so nou lekker weer mooi. In plaas van die water gebruik hy dit vir sy hare. Nee? Sy vel wat hy met die droog is.
and sisters, wat is die, soos hulle eenvoudig sê, what's the moral of the story? Hier is die lewende water, sê die Here. Maar wat doen ons soms met die Here? Soms sê ons, ek het nie jou water nodig nie. Ek gaan maar eerder my hare kam. Kom ons kyk na ons teksgedeelte van vandag. Jesus het 'n baie suksesvolle bediening gehad in Judea. Mense het by hom geleer, mense het hom begin volg, en dan besluit Jesus om terug te keer na Galilea. Hoekom? Want miskien wou hy nie meer hê die aandag op soveel op hom gefokus wees nie. Dan wou hy 'n konfrontasie met die Fariseërs vermy. Maar die feit is dat hy weer vanaf Judea teruggegaan het na Galilea. En dan lees ons dat hy deur Samaria moes gaan. En wat beteken dit? Jy weet, die Jode en die Samaritane het nie 'n baie goeie verhouding gehad met mekaar nie. Hulle het eintlik mekaar gehaat. En vir die Jode was die gewone pad na Galilea langs die Jordaan, oor die oos van die Jordaanrivier, om die Samaritane te verlei. In ander woorde, hulle het 'n ompad gehad. Maar hierdie dag moes Jesus deur Samaria reis. God het hom geroep om deur Samaria te reis. Dalk het hy nog nie geweet hoekom nie. Maar later sou hy wel uitvind. God het vir hom 'n afspraak met 'n Samaritaanse vrou gehad. En as Jesus nie gehoorsaam was aan sy Vader nie, sou die Samaritaanse vrou nie vir Jesus of nie by Jesus iets kon leer van die lewende water nie. En dan sou baie Samaritane ook nie in Jesus geglo het nie. Ons sing maar so graag daai koortjie, vrou van Samaria, gee my 'n bietjie water. Waarvoor roep God vir my en vir u? Why is God calling us? And were we obedient to his calling? Maybe he called me to go and have a conversation with someone. Maybe I had to share love with someone in need. Or maybe I just said, I'm sorry. If I must make an effort to spend more time with my family and kids, sometimes I give that as an excuse not to answer on the calling of the Lord. Maar die Here Jesus moes deur Samaria gaan, en hy was gehoorsaam aan God, en God het hom daar in Samaria geseën. En broers en susters, as 'n mens lees die gesprek van Jesus en die Samaritaanse vrou, dan besef 'n mens ook dat hierdie vrou dalk ook 'n sekere nood emosioneel of geestelik gehad het. Onthou, gewoonlik destyds het die vroue altyd saam beweeg. As hulle gaan water haal of as hulle hout by mekaar gemaak het, was hulle altyd in 'n groepie. Want die vroue was mos eintlik 'n baie minder geag as die mans. So hulle het maar altyd saam beweeg. So die feit dat hierdie vrou alleen was op daardie spesifieke tyd van die dag, het dalk beteken, dalk is daar 'n probleem in haar lewe. Dalk is daar 'n rede hoekom sy van die ander vroue afgesonder was. Gewoonlik, soos ek sê, dat die vroue saam beweeg, maar hierdie dag
was die Samaritaanse vrou alleen. Vers 17 en 18 gee vir ons 'n moontlike antwoord. Waarskynlik was sy te skaam om saam met die ander vroue by die water te wees. Dalk het sy 'n slegte reputasie gehad. Hierdie vrou was in emosionele nood. Dalk het almal oor haar gepraat, maar nie met haar gepraat nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Maar ons lees ook dat hierdie vrou 'n geestelike nood gehad het. Sy weet waar die Samaritane en die Jode aanbid. Sy weet van die Messias wat sal kom, maar sy ken nie werklik vir God nie en sy ken nie vir Jesus nie. Die belangrikste is nie die nood wat die vrou ervaar het in die broers en susters, maar die belangrikste is die feit dat Jesus uitgereik het na hierdie vrou. Onthou, dit was nie maklik vir 'n man om sommer net na 'n vrou uit te reik nie, en nou was dit nog 'n ander volk se vrou. Jesus moes talle grense oorsteek. Die Jode het nie met die Samaritane gepraat nie. Toe Jesus daar verbystap, kon hy bloot net die vrou geïgnoreer het, omdat sy 'n Samaritaanse vrou was. Maar hy het uitgereik na haar. Hierdie vrou het waarskynlik die grootste nood in die hele dorpie gehad, en juist daarom het die Here Jesus na haar uitgereik. Hy het geweet dat hy vir haar iets kan aanbied. En daarom staan daar in vers 13 tot 15, elkeen wat van hierdie water drink, sal nooit weer dors kry nie. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. En toe sê sy, meneer, gee my van hierdie water. Die vrou verstaan nie dadelik wat die lewende water beteken nie. Maar wat beteken hierdie woorde vir my en vir u, broers en susters? Jesus Christus is soos die lewende water. En die lewende water moet gedrink word. Met ander woorde, ons moet vir Jesus as ons verlossing aanvaar. Jesus help ons om te lewe. Hy versterk ons in tye wanneer ons moedeloos is. En hierdie water is volop. Soos 'n fontein wat opborrel. Nie net een glas water nie, maar oorvloed. En die Here is nie net vir my nie, maar hy is vir almal beskikbaar. En Jesus wil ook hê dat ons 'n lewe van oorvloed moet hê. Die lewende water loop uit op die ewige lewe, en dit is ook wat die Here Jesus vir ons gee. Daar's soveel dinge waarvoor ons water gebruik. Jy gebruik water om jou te was. Jy gebruik water om jou kos mee te kook. Jy gebruik water om te drink. Die Here Jesus kom met die lewende water en hy was ons sondes skoon. Hy is die enigste een wat kan vergewe. Water gee ook vir baie mense vreugde. Dit kan maar koud is, maar as 'n kind water sien, dan wil hy in die water wees. Ek is betrokke by die landlope by die skool. Dis mos 'n winterkode. Ons het ons metro kampioenskappe gehad 'n paar weke terug, en dit was in die strand gewees. Toe ek vir die kinders by die skool sê, en hulle vra nou, meneer, waar hardloop ons? Ek sê toe, ons gaan hardloop aan die strand. Ons gaan lekker beach toe. Hulle hoor net strand, en hulle dink aan die water en die plesier. Jesus
Jesus wil ook vir ons vreugde en blydskap kom gee. So vanoggend die vraag, have you found the living water? There's a lovely old chorus, let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. As Jesus vir ons, soos die lewende water. As jy nog nie die lewende water gevind het, kom vanoggend. Want Jesus gebruik vir ons om die lewende water uit te deel. Liewe broers en susters, wat het met hierdie vrou gebeur nadat die Here Jesus vir haar oor die lewende water vertel het? In vers 28 en 29, ons het dit nog nie gelees nie, maar daar staan, sy het toe haar waterkruik net daar laat staan en dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Die mense het toe die dorp na Jesus begin kom. En dan lees ons weer in vers 39, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof gekom, op grond van die vrou wat sy gesê het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Hierdie Samaritaanse vrou met die donkere verlede los haar kruik net so en gaan vertel vir die mense van die Messias. Vers 30 sê dat die mense uit die dorp waar Jesus gekom het. Sy het iets ervaar en dit onmiddellik aan die mense van die dorp gaan vertel. Sy het vir ons 'n voorbeeld kom stel. Die Samaritaanse vrou het ook vir ons 'n voorbeeld gestel. Weet u, in hierdie gemeente bestaan dit ook. Weet u, in ons gemeente is daar ook mense wat omgeleef. Liewe broers en susters, as ons 'n passie vir God en vir mense het, sal ons nie anders kan as om met hulle te deel nie. Nie net mense daar ver nie. Die Samaritaanse vrou het na haar eie dorp gegaan. Sy het beleef iets wat God aan haar gedoen het en sy het dit sommer net daar met haar mense gedeel. Een van die dinge wat soms in die kerk gebeur, is dat ons soms skaam is om vir mense te vertel van Jesus. Ons is bang om mense te sê dat ons ook geestelik is. We are scared of what people might think if I say I'm a child of God. They think you need to be a different person, but you're still the same person. But Jesus is in your boat. With Jesus in my boat, I can smile at the storm. Selfs bang om te sê, die Here het my op 'n besonderse manier kom seën. Of selfs bang om te sê, ek is so dankbaar vir die Here. En ons is so baie huiwerig om soms iemand saam te nooi na die erediens toe. Op die ou end, broers en susters, raak die godsdienst net vir my 'n persoonlike saak wat ek op Sondag doen. En 'n persoonlike saak wat ek vir 'n paar oomblikke 'n bietjie stil raak. Die res van die tyd dink ek nie oor Jesus nie. Praat ek nie oor Jesus nie. Ervaar ek nie ook Jesus nie. Ek is tevrede om maar een dag per week kerk toe te gaan. Of dalk maar net 'n paar minute in die week in die kerk te wees. As Jesus se lewende water vir ons so belangrik is, sal ons bereid wees om hierdie water met ander te deel. Ons sal nie wil hê dat iemand moet dors raak nie. Die man in die woestyn wat smag na die water
En op die ou einde gebruik hy dit om sy hare te kam. Gebeur dit nie ook maar soms met ons nie. Ons gebruik maar net die lewende water om onsself 'n bietjie mooi te maak. Ons gebruik maar net Jesus Christus om so 'n bietjie van buite af mooi te lyk. Jesus is die lewende water wat jou dors moet les. Wat jou totale lewe moet verander. En wat ons help om soos 'n fontein vir hom uit te borrel. Het jy al hierdie lewende water gedrink? Of kam jy maar net jou hare met die hande? Waar almal wat dors het mag kom, en drink by die lewende bron. Die water is my, vir jou en vir my. En dan? Soos mag drink. Wat het jy saam gesê met jou? Ek weet nou nie waar die nommer is nie, maar ek ken die gesang nie. Ek weet van 'n bron waar die mens kan kom drink, van water wat lewenskrag bied. Nee? Daar is die gesang. Daar is het nou. Hoe sê ek het daar gemaakt? Daar val ek nie uit. Kom ons sing vir die gesang. Dit is Gesang 2:4-6. Gesang 2:4-6. Kom ons sing. As dit 3 vers, dan sing sommer al 3 vers. Terwyl ons sit. Ek weet van 'n bron waar 'n mens kan kom drink, van water wat lewenskrag bied. Die stem van die Here het eenmaal weer klink. Wie dors het, kry water van dit.
Baie dankie Here dat ons vanoggend weer hier saam kan wees en dat ons weer kon besef dat dit wat ons van U ontvang verniet is, maar dat ons dit ook nie vir onsself moet hou nie en dat ons dit met almal moet deel. Here, so het U die Samaritaanse vrou aangeraak, so het U vir ons aangeraak, sodat ons ook van ander kan aanraak en U goedheid kan deel. Kom sien ons gemeente, kom sien ons werksaamhede. Vanoggend dink ons aan diegene wat weens siekte of gesondheid nie hier kan wees nie, maar wat die begeerte het, graag hier te wil wees. En Here, waar ons ook weer vanoggend by die nagmaalstafel gaan aansit, dink ons aan die groot liefdesdaad wat U vir ons gedoen het. Ons doen dit tot U gedagtenis, maar ons doen dit ook, Here, en ons is dankbaar dat U ons gered het. Met die kosbare bloed dat U ons van ons sondes vrygekoop. Baie dankie vir die liefde, baie dankie vir die genade, baie dankie vir die lewenswater wat vir ons krag gee. In Jesus naam. Amen. The Lord Himself has instituted the Holy Supper, as Paul attests in 1 Corinthians 11, 23 to 26. For I received from the Lord the teaching that I passed on to you, that the Lord on the night He was betrayed took a piece of bread, gave thanks to God, broke it and said, "This is my body which is broken for you. Do this in memory of me." In the same way, after the supper, He took a cup and said, "This cup is God's new covenant, sealed with my blood. Whenever you drink it, do so in memory of me." And this means that every time you eat this bread and you drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. The Holy Supper is a covenant meal where the unity between Christ and His church is continually renewed. As a covenant meal, it has the following meanings. The Holy Supper is firstly a memorial meal. When He instituted His supper, the Lord also said, "Do this in memory of me." In the Lord's Supper, we commemorate and proclaim the death of the Lord. By eating the bread and by the drinking of the wine, the congregation calls to mind all the passion of Christ. How He gave His life, how He fell to the ground like a grain of wheat and died. How He drained the cup of bitterness, how He was forsaken of God and called out, my God, why did you forsake me?" That we might never more be forsaken by Him. Secondly, the Holy Supper is also a guarantee, and for this reason, He says, "This is my body and this is my blood." The Holy Supper is also a celebration of the communion with the living Lord and with one another. Not only do we remember as congregation that the Lord died, but He also lives and lives with us in fellowship with the risen Lord. Through the Holy Spirit, the living Christ is present with us at the Lord's Supper. Fourthly, it is also a proclamation of our future expectation. In the Lord's Supper, we have the assurance that the Lord Himself is one with us. Yet we also look forward to the return of our Lord, and in this celebration we proclaim the death of the Lord until He comes. Through the Lord's Supper, we reach out to that day when Christ will appear in glory and bring everything to fulfillment. The day when He will make the new heaven and the new earth, so that righteousness may dwell therein.
and God may be all and in all. The Lord's Supper is also a feast of joy. Even though the tokens speak of the suffering and the death of Jesus Christ on the cross, his blood that was shed, and his broken body, the celebration of the Lord is also not a sign of mourning and sorrow. Although we celebrate it with solemn devotion, it is nevertheless a feast of joy. Finally, it is clear from all that has been said that the Lord's Supper is above all a feast of thanksgiving. Through the tokens of the bread and the wine, the Holy Spirit assures us of the salvation that we share in Christ. And here at the Holy Supper, as we partake of the tokens, we thank Him with our whole being, and in thankfulness, we dedicate our lives again to Him. In thankfulness, we rejoice with the triumphant church the world over and of all ages. You are worthy to take the scroll and to break open its seals, for you were killed, and by your sacrificial death, you bought for God people from every tribe, language, nation, and race. You have made them a kingdom of priests to serve our God, and they shall rule on earth. The Holy Supper is therefore an invitation to celebrate our share in the full salvation of Christ, as well as a renewed assurance thereof. And it is also an opportunity to deepen our fellowship with the Lord, but also with one another. Your congregation, that we may now receive the full blessing of the supper of the Lord, it is necessary to examine ourselves in the presence of the Lord before we eat of the bread and we drink from the cup. We are forced to contemplate all of our sins. There are sins where we have transgressed with our thoughts, words, or deeds. But there are also those of omission where we have neglected to carry out the instructions of the Lord. We must humble ourselves in all sincerity before the Lord, and we must believe that our sins are forgiven only on the ground of the atonement of our Lord Jesus Christ. We must strive to show thankfulness to the Lord, to live in true unity and love with our neighbor. And may the Almighty, merciful God, Father of our Lord Jesus Christ, help us in this through His Holy Spirit. Amen. Voor ons nou by die tafel gaan insit, kan ons as gemeente saam sing, Psalm 233, Kyrie eleison, Heer, wees ons genade.
susters, waar ons nou weer gehoor het wat die nagmaal is en ook die betekenis daarvan, laat ons staan en dan saam ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Mag maar sit. Ek gee nou geleentheid aan Suster Gita Kay, wat vir ons die tafel gebed sal doen. Goeiemôre, susters en broers. Ons ons was Almagtige God en Hemelse Vader, Here, waar ons weer so kom stil raak voor die troon van genade, kan ek net kom sê dankie, Here, dat U ons vanmôre weer kom wakker maak het, Here, en nog 'n dag in ons lewens in. Uit U se genadige hand uit, Here. Here, dankie, Here, dat ons na die huis van aanbidding toe kan gekom het, Here, om ook die bloed van U en self U liggaam te kan kom geniet, Here. Here, dat ons daaraan sal dink, hoe U gesterf het op Golgotha vir ons sondes, Here. Here, want ons is duur gekoop en is vrygekoop, Here. Here, maar dat ons ook daaraan sal dink, wat ons weer besig is en wat ons ook al in ons lewens het, dat ons sal dit neerlê en dat ons sê, Here, ek maak my skoon by hierdie wêreld en ook dat ek by U voete wil bly en lewe. Here, laat U wil geskied met ons een en elk, Here, en gaan ons nie verby nie. Dat ons ook haar van die lewende water op sal drink, Here, en dat ons volkome verby wees aan U, Here. Baie, baie dankie my koning Jesus, vir dat nog 'n dag in ons lewens in. Vir ons verdien die Here, my genade en amen. Liewe broers en susters, ek wil u almal graag uitnooi om vanoggend saam met ons by die nagmaaltafel te kom aansit. Ons het ook kindernagmaal, so vandag gaan almal deel hê aan die nagmaal. Behalwe nou as u tans ondertig is, kan u nie die sakrament gebruik nie, maar almal wat hier is, wees welkom om saam met ons by die nagmaaltafel te kom aansit. Net 'n orderedeling, Broer Bason sal aan al ons kindertjies nagmaal bedien. Hy gaan eers aan die kinders bedien, hulle gaan net druiwesap kry. So die ouers hoef nie bekommerd te wees nie, ons gaan nie vir die kinders hou. So al die sonnaskoolkinders en die katekisante gaan druiwesap kry en 'n broodjie. En dan as julle dit kry, moet julle dit hou totdat ons dit almal saam kan gebruik. Do you understand? So you keep the bread and you keep the wine until we're all going to use it. And then afterwards, we're also going to serve the congregation. And if you prefer to take grape juice instead of the communion wine, you just need to indicate. Je moet net je hand opsteken asseblief. Terwyl die diakens vir ons die tafel voorberei, sing ons net die eerste vers van Gesang 307.
Die brood van ons op dieselfde tyd bedien, is net met die nagmaal wat ons eers met die kinders gaan begin, waar ons Vader die sap gaan bedien. And if you don't know, this is Brother Basom. So you must take from only this uncle, not the other. En broers en susters, net om vir ons in daardie stemming weer te bring. Dit is ook die eerste keer wat ons dit nou weer gaan uitdeel. Elkeen gaan 'n kelkie neem soos altyd en die broodjie. Ek wil graag 'n lied speel. So ons gaan nie 'n gesang uit die sangboek sing nie. Ek gaan eerder vir u 'n lied speel, maar as u wil saam sing, voel welkom. Wees vry om die lied saam te sing. En by ons die tekens van die Here.
Broers en susters, as ons nie in die gesels kry, bietjie kan daar asseblief.
Liewe broers en susters, is daar enig iemand wat dalk ook geslaan is? Ek sien daar, sien daar aan? Goed, kom ons sing gesang 100, terwyl ek nou die kerkraad gaan doen. wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem en eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek was tot volkomme versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem en drink, dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet was tot volkome verzoening van al ons sonde. Aangezien die Here ons nog weer vandag, broers en susters, aan sy tafel gevoed het, laat ons hom dank en in ons harte soos volg saamstem. Praise the Lord, my soul, all my being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and do not forget how kind He is. He forgives all of my sins, and He heals all my diseases. He keeps me from the grave and blesses me with love and mercy. He fills my life with good things, so that I stay young and strong like an eagle. The Lord is merciful and loving, slow to become angry, and full of constant love. He does not keep on rebuking. He is not angry forever. He does not punish as we deserve, or repay us according to our sins and wrongs. As high as the sky is above the earth, so great is His love for those who honor Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our sins from us. As a father is kind to his children, so the Lord is kind to those who honor Him. He loves us, and by His sacrificial death, He has freed us from our sins and made us a kingdom of priests to serve His God and Father. To Jesus Christ be the glory and the power forever and ever. Amen. Die kerkkoor sal ons verlos.
en susters, ons het nou geleentheid om die Here te loof en ons dankbaarheid te wys met ons offergawes. Ons het die eerste en die tweede kollekte, so ons kan ons sing Gesang 171 terwyl ons kollekte opgeneem word. Die liefde van Jesus is ons. sluit ons oop. Ek slaan die oor op na die berge. Waar sal die hulp vandaan kom? My hulp is van U wat die hemel en aarde gemaakt het.
Here, vanmorgen sê ek vir u baie dankie, Here, dat ons weet is op die regte plek. Baie dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here, baie dankie vir u se liefde. Here, soos vir u het, is ons van dit niks nodig het. Baie dankie, Here. Here, kom seën elke een wat gegee het, Here. Seën elkeen se sak, Here. Here, u ken een en elkeen se tekortkomme. Dankie, Here, en seën jullie offers, Here, sodat ons dit kan gebruik, Here, vir u se groot en goeie werke. Ek vra dit in Jesus naam tot u naam. Amen. Lieve broers en sisters, mag u allemaal geseënde en voorspoedige week hê en mag die Here saam met u wees. Ontvang ons die seën en gaan in vrede. Dear beloved brothers and sisters, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. And now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of His Holy Spirit be with all of us today and forever. Amen.